En wat nou gebeur is, 'n mens kom agter, maar ek is al die jare in die kerk, en die kerk het my gelieg, dis leuns. En dan soek jy waarheid, maar jy soek nie versigtig waarheid nie. En jy soek op verkeerde plekke, en jy word weer gevang met presies dieselfde struik, waaruit jy nou net gekom het. Jy gaan van die een leuen na die ander leuen, dit help niks. Dit help nie, jy wys vinger, verkeerd se kerk of verkeerde kerk is, maar jy het nog steeds nie by die waarheid uitgekom nie. En dit is eintlik iets wat ons moet leer in ons geestelike pad. Paulus sê, hy praat van die verlossing wat daar is, en dan sê ek, jaag daarna of ek dit kan gryp. Nie asof ek dit al gekry het nie, en dan dink ons, maar hy het nog nie saligheid nie, hy het nog nie ewige lewe nie, hy het, maar hy is nog nie deur die wenstreep. En ons dieselfde. Ons is nog nie deur die wenstreep nie, daarom moet ons so versigtig wees wat ons glo. Hoekom wat ons glo? Want ons word deur ons geloof gered. En wat my geloof is? My geloof is in God. Maar wie is God? Ek luister volgende video van 'n ou wat op die Amerikaanse kampusse praat. Hy is baie konservatief, en dan gaan hy na die liberale kampusse toe, en dan het hy 'n oop gesprek met die studente, soms so buitekant die geboue. En toe praat die een ou met hom, en hy sê vir hom, van wat 'n franchise Christen is jy, want ons verskil oor sekere goed, en dit is presies die gedagte. Ons verskil van mekaar, ons is almal Christen, maar ons verskil van mekaar, is dit so? As daar net een God is, en net een geloof, en net een doop is, hoe kan ons verskil? As daar baie Christusse is, wat is aan die kans dat elkeen van ons eie Christus opgemaak het? Tog is daar net een. Die Satan doen hom voor as 'n engel van die lig, en hy het 'n evangelie wat hom voordoen as 'n evangelie van die lig. En dis die evangelie wat oralster gepreek word. Ek het nou nog nooit daai twee bymekaar gesit nie. Dis 'n evangelie wat hom voordoen as 'n evangelie van die lig. Maar dis die evangelie van die duisternis. Hoekom? Want dit steel ons geloof. Dit neutraliseer ons geloof. Nou wat is neutraliseer? As 'n slang jou byt, dan kom sy gif in jou, en die gif gaan jou doodmaak. Dit het 'n effek op jou. Dan spuit die dokter 'n antigifmiddel in, en hy haal nie die gif uit nie. Hy neutraliseer die gif. Hy maak dit nutteloos. Hy maak dit niks werd nie. Hy neutraliseer dit. Nou hoor ek die woord van God, en dit veroorsaak geloof in my, maar die Satan spuit sy geloof wat lyk na die lig in my in, maar dit is duisternis, en dit neutraliseer die woorde van God. Die woorde van God is geloof, maar dit neutraliseer dit. So ek hoor dit, ek haal die verse aan, ek skryf dit oor ons neer, ek plak dit op my yskas, maar daar is geen geloof in nie, maar dit is geneutraliseer deur die anti-geloof serum wat die Satan my ingespuit het. Want hy doen homself voor as 'n engel van die lig, en hy gee ons 'n evangelie wat homself voordoen as 'n evangelie van die lig. En Salomo sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. En Yeshua sê, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal in my naam kom en sê, hier is die evangelie, glo dit. Maar daar's net een evangelie. En nou sê die skrif weer, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. En almal sê, maar ek en my huis sal Jahwe dien, maar ons weet nie wie is Jahwe nie. Werk jou eie heil uit, kom agter wie dit is.